Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Oh, for love's sake, became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Let's close our eyes and sing this. Call upon the name of the Lord and be saved. Let's call upon His name, Jesus. Oh, let's call upon the name of the Lord and be saved. Let's call upon the name of the Lord and be saved. Let's call upon the name of the Lord and be saved. Shout His name out. Let's call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
naam groot te maak. Vader, waar ons nou net om die woord gaan sit, bid ek dat U vanoggend tot ons harte sal kom spreek. Bid dat U vanoggend waarlik elke ene wat hier sit vanoggend op 'n unieke wyse sal kom aanraak. Bid bring verandering, bring transformasie. Change and renew our hearts, Lord. Ek bid dit in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Feed hoor. Hy feed so bietjie hoor. Daar. Hoorie, voor ons die diens begin, vra net om verskoning. Albei ons klankmanne kon nie, kas nie hier vanoggend nie. So arme Gerard doen die projektor, hy doen die klank. Hy doen, ja, dankie Gerard, hoor. En die res van die aanbiddingspan. So dit was maar lekker druk vir hulle vanoggend. So ons vra om verskoning as daar hier en daar 'n geluid uitkom wat nie moet uitkom nie. En so dankie. Gaan aan met wat ons besig was om te praat oor. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. En ek wil vanoggend regtig kom praat oor regtig prakties iets deel. En dit gaan daaroor, die Here het vir my en jou, hy het ons almal toegerus met wat ons nodig het om die pad te kan stap. In 2 Petrus 1 vers 2, dan sê hy, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles, sê net vir die ou langs jou, sy goddelike krag het jou alles geskenk. Lyk net bietjie meer oortuigend wanneer jy dit sê. Hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So alles wat jy nodig het hy vir ons gegee. Ag, Andy, wil jy net vir ons 'n bietjie daai EQ, ek sê hy wil die hele tyd feed. So hy het alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. En hy sê hy het al hierdie beloftes, alles geskenk vir ons, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Met ander woorde, hy het alles geskenk, hy het ons alles toegerus wat ons nodig het, sodat ek en jy kan word soos wat hy is. Dat ek en jy Christus sal reflekteer in alles wat ons doen, alles wat ons sê. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Sien, ek en jy moet op die plek kom, dat ek vlug vir daardie verdorwenheid. Met ander woorde, die corruption that's in the world, dat ons sal vlug daarvan. Dat ons eintlik dit sal wegkom daarvan. Nie toelaat dat dit jou lewe beïnvloed en jou lewe rig en beheer nie. So dit wat jy nodig het hy vir my en jou mee toegerus. Waarmee het hy ons toegerus? Romeine 12 vers 4, gaan vanaf vers 4 lees. Hy sê, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Met ander woorde, ons is saam in 'n liggaam, soos wat my liggaam is, maar al die lede, hierdie vinger het sy eie job, hierdie duim het sy eie werk, hierdie been het sy eie werk. Dis afsonderlik, maar ons het al die lede nodig. Almal is belangrik. Hy sê ons is afsonderlik lede van mekaar en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is.
So elke een van ons wat vandag hier sit, het genadegawes. Gracious gifts. Wat is die genadegawes wat ons het? Vanaf vers 6, dan sê hy, en ons besit genade, vanaf vers 7, hy sê, ons besit genadegawes, volgens die genade wat ons gegee is, en vers 7, is dit die eerste ene, profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of leer in die lering, of vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So as ons gaan kyk na daai gedeelte wat ons gelees het, en veral vanaf vers 6 tot 7, tot 8, dan sien ons daar 7 genadegawes wat die Here gegee het. En daai 7 genadegawes, glo ek het die Here vir jou gegee al met geboorte. Dis gawes van die Vader, wat die Vader uit genade vir elkeen gegee het, en ek gaan nou rondom dit verduidelik. Die Amplified Bible stel dit mooi, en hy sê, vanaf vers 6, having gifts, faculties, talents, qualities, that differ according to the grace given us, let us use them. He whose gift is prophecy, let him prophesy according to the proportion of his faith. His whose gift is practical service, gift is serving. Let him give himself to serving. He who teaches, to his teaching. He who exhorts, encourages, to his exhortation. He who contributes, who shares, let him do it in simplicity and liberality. He who gives aid and superintends beteken leierskap, om te bestuur, to lead. And superintends with zeal and singleness of mind, and he who does acts of mercy, kindness, helping, with genuine cheerfulness and joyful eagerness. So wat ek wil sê is, die Here het vir ons genadegawes gegee. En ek gaan nou die genadegawes, al 7, ek gaan bietjie net uitbrei oor hulle. Ek gaan nie in diepte uitbrei nie. Wat ons sal doen op die volgende Sondag, sal ek dit bietjie in detail uitpak. Na die 30ste, nadat Maarten nie was, sal ons daai goeders nog dieper uitpak. Maar wat ek wil vanoggend sê, elkeen van ons het die genadegawes. Maar by elkeen, soos ons dit gaan deurgaan, gaan jy sien, elkeen het van daai gawes wat meer dominant is in hulle lewens. En jy gaan dit sien, jy sien dit in klein kindertjies al. En as ek dit verduidelik, en ons gaan daar deur, wil ek vra vanoggend, luister aandagtig en dink, wie is ek? Watter gawe beskryf my die meeste? En die duidelikste. Nou die 7 gawes wat Paulus genoem het daar so is, en ek dink daar's 'n slide met hulle almal daar so op, daar sê, die genadegawes is profesie. Nou ons dit wat ek in blou gesit het, is net ons om net 'n bietjie ander term gee om dit te verduidelik, maar profesie, ek wil net nou sê, daar's 3 plekke wat ons lees van gawes in die woord. Die een is Romeine 12, dis die genadegawes wat kom van die Vader af. Dan lees ons 1 Korintiërs 12, dis die Heilige Gees gawes, daar's 9 van hulle. Daai gawes gee die Heilige Gees soos hy wil vir wat nodig is op daai oomblik. So ek besit nie die gawe nie. Die Heilige Gees manifesteer eintlik deur my en hy gebruik my om daai gawe deur my kan vloei. En dis vir mense, dis om mense te help en om mense effektief te bedien. So 1 Korintiërs 12 gaan oor die Heilige Gees gawes wat die Here deur my en jou wil laat werk. En dan die derde groep gawes waarvan hy praat is in Efesiërs 4, wat hy praat die gawes wat Jesus gee.
En dit praat ons, hulle noem dit in die bediening, hulle praat altyd van die 5voudige bediening. In Efesiërs 4 praat hy van ons, Jesus het gegee die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en die leraars. Hoop ek het die orde reg. Maar is daai 5. Wat was die doel van die 5voudige bediening? Is om die heiliges, almal wat sit hier, ons almal, is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Ek sê dit altyd, eintlik is ek nie voltyds in die bediening nie. Julle wat hier sit, is voltyds in die bediening. Ok, party mense kyk my nou so snaaks aan. Jy is voltyds in die bediening. Ek is 6 dae onsienbaar en die 7de dag onverstaanbaar. So sê hulle van die pastore en predikante. Maar jy is eintlik voltyds in die bediening, want hoekom? Waar jy beweeg in jou werksplek, waar jy daar buite beweeg, julle is in kontak met die wat nie gered is, wat eintlik die Here desperaat nodig het. You are in the ministry full time. Maak dit sin? En die 5voudige bediening is om julle toe te rus om julle dienswerk uit te leef. Ek kom nie tussen die mense wat jy tussen kom nie. Ek kom nie in kontak met die mense met wie jy in kontak kom nie. En die Here wil jou gebruik om sy lig te wees waar jy kom. So ons gaan vanoggend kyk na die gawes wat die Vader gegee het. En die gawes wat die Vader gegee het, hy gee dit vir jou, dis joune, jy besit dit, dis in jou, dis deel van jou menswees. So as hy praat van die profeties, dan sit daar's bietjie ooreenstemmings tussen die 3 groepe, maar ons moet elkeen kyk binne in sy konteks. So as hy praat van profesie, praat hy nie van 1 Korintiërs 12, waar hy praat van profeties en beweeg nie. Hy praat ook nie daarso van Efesiërs 4, wat hy praat van die ampt van die profeet nie. Ek hoop dit maak sin. Maar, hy het 'n profetiese dryf in jou geplaas, maar ek gaan dit nou verduidelik, mooi verduidelik. Dan praat hy van bedien. As hy praat van bedien, die Griekse woord is diakonos, dit praat van om 'n diensknegt te wees. To serve people, 'n waiter te wees. So jy's 'n dienaar. Dan praat hy derdens van lering, dat jy's 'n leraar. Dan praat hy van 4, vermaan en bemoedig. Is 'n gawe wat die Here gee vir mense om te vermaan en te bemoedig. Ons praat van 'n bemoedigende vermaaner. Om uit te deel. Party mense het 'n gawe om uit te deel, om 'n uitdeler te wees. Ander weer het die gawe gekry dat hulle om leiding te neem, voorlopers te wees. Ons gaan praat van 'n voorloper. Party mense is van nature voorlopers. En dan die laaste ene, barmhartigheid. Dat party mense het net hierdie ding, 'n drive in you to be kind. Kindness, barmhartigheid vir mense. So, as ons sê, dis die genadegawes waarvan hy gepraat het, in Romeine 12. Nou genadegawes, soos ek gesê het, is van die Vader. Wat is hierdie genadegawes? Dis God gegewe motiverings of doelgerigte vermoëns wat beïnvloed hoe 'n mens die lewe benader. So daai gawe wat jy het, wat die Here vir jou gegee het, gaan jou lewe dryf. Dis 'n branding wat in jou lewe is. Dit gaan beïnvloed hoe jy die lewe benader. In die Engels sê hy, Romans 12:6-8 are gifts of the Father, God-given motivational or purpose-oriented capacities that shape how a person naturally approaches life. So daai gawes wat die Here vir jou gegee het, wat God die Vader vir jou gegee het, is motiverende gawes. Dis wat jou motiveer en jou dryf om te doen wat jy doen.
Dit dui op 'n branding in jou binneste. Dit praat van 'n ywer wat in jou is. Dit is bepalend in hoe jy dinge benader en wat jy vir mense gaan gee. Dis 'n ingesteldheid wat elkeen van ons het. 'n Ingesteldheid van hoe ons die lewe benader en hoe ons dinge doen. En julle gaan sien as ek hom nou begin verduidelik hoe dit inpas. Nou, as dit kom by die verskillende genadegawes. Ek gaan nie die ander verduideliking sal gee nie, ek het dit vinnig aangeraak. Die eerste ene, profeties. Nou as jy gaan kyk, wanneer jy hierdie goeders doen, ek was vir baie jare, was ek by Lewende Woord, jare terug, vir jare betrokke by die kinderkerk. En ons het hierdie goed geleer, dit was deel van die skepingsdoelkursus wat ons gedoen het, en weet man, sondagoggende as die kinders kerk toe kom, en jy hou die kinders dop, dan het jy daai gawes gesien in die manier waar daai kinders optree en in die dinge wat hulle doen. En wanneer ons dit nou deurgaan, jy gaan dalk van hierdie goed sien en dan gaan jy besef, dis my vrou daai. Nee, dis my man daai. Dis hoe my kinders of my kleinkinders is. En ek bid dat die Here vanoggend regtig die dinge vir jou in jou hart sal kom oopbreek, dat ons mekaar beter sal verstaan. Maar wat belangrik is, onthou, hierdie gawes, hierdie dryf wat jy het, kan of gelei word deur jou vlees, of deur God se Gees. En ek en jy, sien die Vader gee die gawes. Jou vlees, wil ek sê, your flesh wants to distort it. Jou vlees wil dit vat na 'n verkeerde plek toe, dat dit opeindig in 'n selfsugtige gedrag. Maar die Heilige Gees kom en hy rig ons weer dat dit mik, dat dit inval en in lyn val met my skepingsdoel, dat dit in lyn val met dit wat die Vader vir my lewe wil hê en hoe ek mense kan beïnvloed en mense kan aanraak deur daai gawes. Nou as dit kom by profesie, soos ek gesê, dit gaan nie beteken dat jy noodwendig gaan profeteer nie. Jy sal dalk meer oop wees vir die gawe van profesie van 1 Korintiërs 12. Maar as dit kom by die profesie, die profetiese gift, genadegawe wat in jou is, dis die gawe wat mense het, hulle om te sien. Hulle sien dinge raak wat in die toekoms lê, wat ander mense nie raak sien nie. Daar's 'n openheid by hulle dat as jy vir hom vra, maar hoe weet jy? En dan sê hy, ek weet net. Baie keer as jy vir hulle iets verduidelik, dan gaan hulle vir jou sê, nie sê ek verstaan nie, hulle gaan vir jou sê, nee, ek sien. Ek beleef. Hulle ervaar goed. Dis kinders van kleins af. Is hulle bewus, is mense wat daai gawe het. Van kleins af is jy bewus van die bonatuurlike. Die bonatuurlike is nie vir jou iets wat vreemd is nie. Soos ek gesê het, hulle kan dinge vooruit weet. En 'n belangrike ding is vir die wat profeties is, dat hulle altyd hulle geloof in die Here en in hulle self moet behou. Want hulle werk vanuit geloof uit. Nou sê jy, maar wat van die ou wat nie die Here ken nie? Daar's nog iets wat in hom werk, om goeders te verstaan en te beleef en te sien. Dis mense wat sommer net hulle die vermoë om struikelblokke raak te sien. Hulle sal net vir jou, en dis 'n ongeredde ou ook, hy sal vir jou sê, nee, hoor hierso, Rudy, moenie dit doen nie. Ja, maar hoekom nie? Nee, moenie, dit gaan backfire, dit gaan nie werk nie. Maar hoe weet jy? Ek weet nie, ek weet net. En jy sien dit in klein kindertjies ook. So gesê, dis of hulle dinge vooruit weet. Sien vooruit struikelblokke. Hulle sien vooruit of 'n ding gaan werk of hy nie gaan werk nie. Hulle is baie oop vir geestelike belewennisse. En wat gebeur is mense wat baie keer meer eenkant is, meer alleen is. Ander mense beleef hulle as bietjie
spooky spiritual. Ander mense beleef die profetiese ouens as, hoor hierso, strange people. En daarom is hulle baie keer ook alleen, want hulle beleef en ervaar goeders wat ander mense nie sien en beleef nie, en ervaar nie. Die belangrike ding is, God sal jou toerus en met jou wees om hierdie goeders te kan hanteer. Maar dan is daar gevaarareas ook vir elke genadegawe. So ek sê, ek gaan nie nou in baie diepte ingaan nie. Maar die gevare is, as jy profeties daai genadegawe het, moet jy waak teen manipulasie. Dat mense jou nie manipuleer nie, maar dat jy ook nie ander mense manipuleer nie. As jou vlees dit begin lei, dan begin jy ander mense te manipuleer. Waak, vir al hierdie mense moet waak en versigtig wees vir die okkulte. Hulle word baie maklik ingetrek in die okkulte, juis omdat hulle sensitief is vir die geestesrelm. Dan, hulle moet waak dat hulle nie twyfel en in ongeloof beland nie. Moenie dat dinge jou geloof negatief beïnvloed. En ook, waak, versigtig, wanneer mense sê, man, daar moenie 'n vrees by jou kom, wanneer mense vir jou sê, ag hoor hierso man, Adrie, jy verbeel jou hierdie goeters man. En wat gebeur is, wanneer jy dit begin vat, dan begin jy te onttrek, want jy ontwikkel hierdie vrees, dat dalk raas my kop, en ek verbeel my hierdie goeters. En 'n ander gevaar wat belangrik is nie jou werk om mense te oortuig nie. Die Heilige Gees doen die oortuigingswerk. En wat baie keer gebeur is, omdat jy so sterke ding in jou hart beleef, nou probeer jy mense te oortuig om anders op te tree. Nee, die Heilige Gees bring die oortuiging. Jy moet daai boodskap aflewer. Maar soos ek sê, dis 'n manier, dis iets wat in hulle brand. Hulle wil altyd weet, wat lê voor my in die toekoms. Hulle stel belang daarin. Die tweede ene is die dienaar, maar ek gaan die dienaar heel laaste doen. Julle sal verstaan hoekom ek hom laaste doen. Ek gaan volgende, die leraar, die leerling. Mense met die genadegawe van lering. Dis tipies die kinders wat al ewig vra. Jy sal dit kry by die kinders. Van kleins af. Hoekom? Waarom? Mamma, hoekom dit? Mamma, hoekom dit? Dat voel ek baie keer, dink ek baie keer is al die kinders is seker leraars. Maar baie kinders is net, hulle maak jou gek met die hoekoms en waaroms. Want jy sien, daai genadegawe wat van kleins af in jou is, hulle wil detail weet. En van julle wat hier sit, daar's 'n sterk jy's 'n sterk leraar. So jy wil altyd dinge, die fynste detail van dinge weet. En hulle wil altyd bewys hê. As iemand iets quoteer uit die skrif, jy is die tipe ou, jy gaan teruggaan, en jy gaan huis toe gaan, dan gaan jy kyk. Ek wil sien, het hierdie de Klerk nou die waarheid gepraat? Dan gaan kyk jy. Hulle doen al ewig navorsing. Dis mense wat baie goed oplees oor goeters. Hulle is altyd op soek na nuwe kennis. Wil nuwe dinge weet. Dis asof daar altyd 'n vraag in jou kop is wat maal. Jy is die hele tyd besig om te dink aan iets, amper met jouself argument of 'n gesprek in jou brein. Ja, maar is dit so? Hoe werk hierdie ding? Want is dit tipies soos 'n leraar, want hy wil mense altyd leer. En weet wat's interessant van jou leraars? Hulle leer baie van hulle goeters uit ervaring. Die krisisse wat hulle het, hulle leer uit daai krisis en hulle deel met mense uit daai ervaringsleer uit.
So hulle gaan deur moeilike goeters. Hoekom? Sodat hy self kan leer. 'n Ou wat net inligting oordra en iemand wat dit al reeds beleef het en oordra. Jy weet wat die verskil is. Jy het al beleef hoe voel dit. As iemand net vir jou vertel, weet, dis wat die boeke sê, dis wat jy moet doen, punt 1 tot 10, dis net 'n klomp inligting. Maar as hy ook na jou toe kom en hy sê, hoor hierso, ek het hierdie pad gestap. Hierdie is die goed wat gebeur het. En as jy soortgelyk, dan skielik is dit of jou ore oop gaan. En daar's oop verleering. En weet wat? Mense wat leraars is nie bang om te praat oor die dinge wat hulle beleef het en deurgegaan het nie. Want hoekom? Hy weet, dit wat ek beleef het, gaan waarde hê vir iemand anderster. So daar's hierdie ywer en branding in jou binneste. Jy wil mense leer. Jy wil mense inligting gee. Jy wil mense toerus. Want jy sien, die leraars beskerm ons en help ons dat ons nie gaan foute maak nie. Die leraars help ons dat ons nie die potholes van die lewe gaan tref nie. En jy sien dit al by kindertjies van kleins af, want kleins af is dit 'n kind wat al ewig vir sy boeties of sissies of maatjies sê, nee, jy kan nie dit doen nie, dis hoe jy dit nou moet doen, nee, jy kan nie daarna toe gaan nie. Hulle is die hele tyd besig om te leer. En as ek sê leer, te teach. Hulle praat verskriklik baie, en hulle teach almal. Ek dink my oudste kleinseun is baie sterke leraar. Want daai boetie kan vir jou vra dat jy naderhand dink, hoor hierso, ek gaan hom agter in die bakkie sit, dat ek net vir 'n oombliekie kan stilte kry. Die leraars beskerm ons teen valse leerstellings. Die gevaar van 'n leraar is, hy moet oppas vir valse lering. Dis 'n leraar moet sorg dat dit wat ek vir mense sê, die regheid, die waarheid is. En daarom wil ek sê, pas op vir kits inligting. Ek sien AI sê daarom nou vir jou deesdae, maar dis onder in klein letters. Maak hulle alreeds voorspraak om te sê, ons is nie die inligting wat nou gedeel moet word, is my eie woorde, maar daar staan altyd so 'n hele ding van, die inligting wat nou gedeel word, is nie noodwendig altyd reg nie. Nou AI is 'n fantastiese ding, wie ken ChatGPT? Meeste mense ken ChatGPT. Dit is 'n fantastiese tool, regtig, briljant. Maar ek het nou daar vir ChatGPT gesê, hoor jy praat nou strooi. Dis nie daai nie. En weet wat sê ChatGPT? I apologize, I will rephrase it. So is daarom nogal nederig. Pas op waar jy jou inligting kry. Want onthou, die leraar moet seker wees dat hy wat hy mense leer. En daai branding wat in jou binneste is, dis baie keer mense, hulle wil betrokke raak, hulle wil kursus gee, hulle wil graag praat, hulle wil die woord deel. Want hoekom? Dis wat hulle ywer is. Dis daai ingesteldheid in jou binneste, dis wat brand in jou hart. Is om inligting te kry en dit te deel. Die ander ding van 'n leraar wat jy moet vir oppas, practice what you preach. Want weet wat, dis nie net jou woorde wat mense leer nie. Dis jou aksies wat mense leer. People do what you do. Versigtig, monkey see, monkey do. Ek sê nie julle is monkeys nie, hoor. Maar mense gaan doen wat jy doen. So pas op dat jy nie vir mense vertel wat om te doen, maar jy doen dit nie. Jou lewe moet 'n demonstrasie wees van dit wat jy mense leer. Waak ook dat jy nie wil kennis bymekaar kry sodat jy mag het nie.
Want ons kan ons kennis misbruik as 'n power tool. En die laaste ene wat ek wil deel. Pas op dat jy nie op die plek kom dat jy wil altyd reg wees. You can win the argument, but lose the relationship. Dat die Here vir jou wysheid gee, dat wanneer jy kennis deel, en met mense, is dit die Panda Bear fliek? Wat sê hy nou met die Panda Bear, die karate ding, die comic? Panda? Daar is hy. Hy praat op 'n stadium, is die slimme ou wat praat, en dan sê hy, when the student is ready, the teacher will appear. Met ander woorde, wees wys. Want andersins, as jy prematuur of goeters deel met iemand, kennis en goeters mense leer, en hulle is nie ontvanklik daarvoor nie, mors jy jou asem en jy mors jou stem. Wees wys wanneer jy met mense deel en met mense praat. En soos ek gesê het, pas op, vir altyd reg wil wees. Dan moet 'n humbleness by jou bly. Dan die 4de ene. Vermaan en bemoedig. Hierdie is 'n crucial ene. Ons noem dit die bemoedigende vermaaner. Eerstens, daai kinders lyk asof hulle is cheeky. Hulle praat terug, hulle hou nie terug nie. Want hoekom? Deel van 'n bemoedigende vermaaner se waardesisteem is waarheid. Hulle soek dinge, hulle hou nie van dinge verkeerd nie. Dinge moet reg wees. En hulle bemoedig mense deur hulle te vermaan. So dis die mense beleef hulle altyd is foutvinderig en krities. Want dit is asof hulle altyd, nee Jan, daai hemp en daai boek pas nie by mekaar nie. Rian, daai wat jy nou doen, dit pas nie broer, dis uit. Hulle is vinnig om te byt. Jy beleef dat hulle byt jou. Maar eintlik wat die branding wat in 'n bemoedigende vermaaner is, hulle wil jou help dat jou lewe reg sal loop. En dis hoekom die Here van hulle tussen ons praat, en hoekom die Here vir party mense daai gawe gee. En weet wat, hulle is nie bang vir daai konflik. Hulle is nie bang om te kom en te sê, hoorie Tim, hoorie so, dit en dit is fout. Dis asof hulle te vrymoedigheid om dit te doen. Maar ek wil vir jou sê wat 'n bemoedigende vermaaner is. Jy gee nie die vermaaning as jy nie 'n bemoediging saam met jou vermaaning gaan gee nie. Ek wil dit weer sê. Wanneer jy mense vermaan, gee die bemoediging saam. Anders word jy iemand wat afbreek en nie opbou nie. Jou gawe is daar om mense te help opbou. Maar mense beland op daai plek wat hulle vermaan, maar hulle gee nie die bemoediging nie. En weet wat, dan wanneer jou vlees begin oorneem, word jy iemand wat altyd krities is, veroordelend is, en jy soek al ewig fout by mense se lewens. Mense begin jou te vermy, want jy's altyd besig om te kritiseer. En weet wat, hoe meer hulle verwerp voel daardeur, hoe meer byt hulle. En nou kom jy op 'n plek, jy raak buiterig. Nee, vermaaner onderwerp jou eerstens aan jou eie vermaaning. Leer, ek gee die vermaaning saam met bemoediging, want dis hoe die Here dit gaan werk. So ek wil weer sê, vermaaner, gee jouself vir die vermaaning. Hoor wat jy vir ander sê
en vra jouself die vraag af, maar trap ek nie self in hy selfe struik nie. Nommer 5. Die uitdeler. Uitdeel. Die uitdelers is mense wat 'n dryf en 'n passie in hulle hart het om te deel. Hulle gee. Ek kan amper vir hulle sê, 'n klomp mense in hierdie gemeente wat uitdelers is. En weet wat? Hulle soek nooit die erkenning nie. Hulle doen dit nie om erkenning te kry nie. Inteendeel, hulle gee, maar hulle sal kom gee deur 'n derde party en sê, hoor hierso, sal jy dalk hierdie vir Etienne gee, maar hy moenie weet ek het dit vir hom gegee nie. Want jy sien, hulle soek nie eer of erkenning nie. Dit brand in hulle hart om mense te help in daai opsig. So hulle sal deel. En weet wat's interessant? Die uitdeler se emmer word nooit leeg nie. Want die Here sit weer in daai emmer in. En interessant, baie van die uitdelers is goeie besigheidsman, baie goeie besigheidsmense. Hulle weet waarom geld te belê. Hoekom? Die Here help hulle en gee hulle daai wysheid om dit te doen, sodat hulle kan hê om uit te deel. Daar's 'n branding in hulle harte om, hulle wil nie armoede sien nie. En weet wat, jy hoef nie vir 'n uitdeler te sê, ek het nood nie. Uitdelers tel dit in hulle gees en hulle hart op. Hulle sal kom en hulle sal kom sê, hoor hierso Clem, is jy okay? Ja, nee, jy is nie. Clem, die Here sê ek moet hierdie vir jou kom gee. Maar hoe het jy geweet? Het iemand vir jou gesê, het my vrou vir jou gesê? Nee. Want jy sien, daai gawe wat brand in jou, maak dat jy daai goed optel. Hulle verstaan nie hele konsep van saai en maai. En jy weet, en die groot ding is, as jy uitdeler is en dit word deur die Gees gelei, dan gee jy nie uit emosie uit nie. Jy gee onder die leiding van die Heilige Gees. Die gevaar is, as jy deur die vlees gelei word, gaan jy uit emosie gee. En wanneer jy uit emosie gee, dan gaan mense jou begin misbruik en manipuleer. Ek het al gereis saam met iemand, dan sien ek iemand, dan dink ek, ek gaan vir hierdie ou geld gee, en hy sê vir my, moenie. Sê ek, hoekom? Hy sê, nee, moenie. Sê ek, maar hoekom? Jy sê my ou, sê, ek weet nie, moenie gee nie. Want daar's iets in hulle, wat deur die Gees gelei word, wat weet, moenie daar gee nie, gee daar. Ek hoop, dit maak sin wat ek met julle deel. Die gevaar vir die uitdeler, waak teen misbruik. Mense misbruik uitdelers baie maklik. En uitdeler, jy's nie die mense se bron nie. Die Here is die bron. As die Here kies om deur jou te werk, hy bly nog die bron, jy's net die instrument. Maar pas op, moenie laat mense jou misbruik nie. Hulle gaan speel op jou emosie en dan gee jy uit emosie en nie uit gehoorsaamheid. En die gevaar is, as jy aanhou gee uit emosie uit, dan begin mense jou sien as hulle bron. You're not God. You're the instrument. En die gevaar is, dat as jy begin voel, jy's die bron, dan gee mense, want dit doen hulle ego goed.
dan begin jy nie mense te help nie. Jy bring skade by mense, want hulle oog is op jou. Hulle verwagting is van jou af, nie van die Here af nie. En uitdeler, don't judge a book by its cover. As jy deur die vlees gelei word, gaan jy dit verkeerd lees. Moenie met verskuilde motiewe gee nie. Jou hart moet reg bly. En die uitdeler, moenie jou blydskap verloor nie. Want die Here het 'n blymoedige gewer, het hy lief. Daai blydskap en daai joy. Dan die voorloper. Nog net toe, ons amper klaar. Voorlopers is mense wat 'n natuurlike leiersvermoë en gawe het. Dis net van kleins af. Dis die laaitie die kinders, hulle organise 'n ding as die kinders speel. Dis die ouetjie wat sommer net van natore kom. Hy organise almal, hy reël almal, hy neem die leiding as 'n voorloper. Dis die persoon, hy wil altyd voorwees. As hy ry op die pad, en dis volwassenes nou, as hy ry op die pad, hy kan dit nie verdra dat 'n kar voor hom is nie. Hy moet by daai kar verbykom. Dan dink jy, hoe kom wil jy? Want ek wil. Hy kan jou nie eens antwoord nie. Hy wil voorwees. Want hy is 'n voorloper. Dis iets wat jou dryf om leiding te neem en voor te loop. Mens sien voorlopers help om rigting te gee, rigting te wys. But you must have, the Amplified say you must have singleness of mind. Bly gefokus, don't lose your focus if God has given you the gift of leadership. Die Bybel sê, Romeine 12 sê hy, voorloper, jy moet ywer hê, daar moet 'n branding in jou binneste wees. Dis mense wat 'n nuwe pad wil loop. Hulle wil nuwe dinge oopbreek. Jy doen 'n ding so, die voorloper is nie lank nie en dan begin hy sê, maar kan ons hierdie ding nie verander nie? Kan ons dit nie anders doen nie? Want jy sien, die voorlopers beskerm ons van stagnasie. Daarom moet daar voorlopers wees. Die gevaar is dat jy rebels word. Baie kinders wat rebels is nie omdat hy rebels is, ek nou mooi sê, omdat daai kind 'n sterk voorloper is en daar's 'n sterk leierskap in hom, hy wil dinge anders doen, hy gaan nie saam met die stroom, hy gaan teen die stroom. Nou beleef ons daai kind, hy's rebels of sy is rebels en ons begin dit te onderdruk. Jy moet dalk net stop en terugkyk en besef, maar hierdie kind van my het sterk leierseienskappe. Hy het 'n gawe van voorloop wees, 'n voorloper te wees. Wat jy moet doen is jy moet hom begin coach en leer hoe om 'n voorloper te wees. Spreuke sê, train up your child in the way he should go. Train him up in his individual gift or bent. Hierdie is sy individual gift, sy bent, sy gesnaardheid. En as jy daai gesnaardheid in jou kind sien, begin hom te leer, train him up in the way he should go. Help hom om 'n leier te wees. Moenie hom knak of breek nie. Leiers, moenie fokus verloor nie. Leiers, waak teen groepsdruk. Leiers moet waak dat jy nie 'n vrees vir mense kry nie. Ontmoedig, leiheid. Leiers moet waak teen stagnasie. Jy moenie stagneer nie. Jy moet aanhou doen wat die gawe jou dryf om te doen. Doen nuwe dinge, bring verandering. Kom met nuwe idees.
Maar moenie fokus op te veel goed nie, want jy gaan uitbrand. Hoeveel mense wat vandag hier sit dalk, wat leiers is, wil nie meer nie, want jy het uitgebrand. En waak vir selfsugtige ambisies, want as jou vlees jou begin lei, dan begin jy uit 'n selfsugtige ambisie, jy jaag die posisies, jy jaag die erkenning. So waak teen selfsugtige ambisies. En dan die 7de ene, barmhartige. Dis voel mense. Dis mense, praat van 'n kindness. Daar's 'n sagtheid in hulle harte. Dis mense wat net 'n gevoel, 'n passie het vir gebrokenis en vir mense. Weet wat, daar's iets van hulle, 'n branding om mense wat seer en stikkend is, om hulle te gaan help en te vertroos. Hulle tel mense se hart op. Hulle sal byvoorbeeld instap in 'n vertrek en dadelik, Annemarie is nie lekker nie. Dan vra hy vir Annemarie, Annemarie, is jy okay? Ja, stap saam met my. Annemarie, wat gaan regtig aan? En hulle sal op jou sit. Want weet wat, hulle tel jou hart op. En weet wat sien jy van barmhartiges? Dis 'n kind ook, of mense. Dan sit hulle en huil. Dan vra jy, hoekom huil jy? Dan kan hulle jou nie antwoord nie. Want jy sien, hulle hart tel mense se harte op. En weet wat, 'n barmhartige tel die Here se hart ook op. Beleef 'n hartseer, maar hulle beleef ook die Here se hart in daai situasie. En wanneer hulle huil, hulle trane is hulle woorde. En hulle praat nie graag oor hierdie goeters nie. Hulle sal eerder daaroor bid of daaroor huil. Soos ek gesê het, hulle huil daaroor want hulle trane is hulle woorde. As jy 'n seun het wat 'n barmhartige is met kindness, moenie hom grootmaak volgens 'n wêreld se standaard. Net omdat hy meer emosioneel is, beteken nie daar's fout met jou kind nie. Die Here het hom toegerus met 'n unieke vermoë. Cowboys don't cry, especially in front of their horses. Dis die grootste klomp nonsens. Mense, barmhartiges is sag, maar hulle is sterk. Hulle is, daar's 'n Engelse woord, hulle sê, hulle is stubborn. Hulle is, weet jy wat stubborn in Afrikaans nie? Hardkoppig, steek soos 'n donkie. Hulle is hardkoppig, dankie. Hulle is stubborn. Daar's 'n branding hulle om mense te help om weer in voeling met hulle self te kom. Gevaar. Barmhartiges waak teen depressie. Waak teen jou blydskap te verloor. En jou vreugde te verloor. Waak daarteen dat jy so bewus is van ander mense se harte en emosies en situasies dat jy vergeet van jou eie hart. Jy vergeet van jou eie toestand. En jy verloor jou eie hart. En pas op, hulle noem dit compassion fatigue. Jy gee so baie uit vir mense, dat jy brand jouself uit, jy verloor jouself. Ek sien dit in die bediening, van die grootste dinge wat die mense, manne en vroue wat in die bediening is, wat hulle onderkry, as hulle kry compassion fatigue. Want jy is die hele tyd besig om uit te gee, dat jy jouself, jy skep naand uit 'n leepad uit. Dan die laaste ene, is die dienaar. Bediening. Daar's mense wat hierdie natuurlike geneigtheid in hulle het om mense te dien.
Jy hoef hom nie te vra om te kom help nie. Hulle dien, dis 'n ingesteldheid in hulle. Hier's baie dienaars. En weet wat, hoekom ek die dienaar laaste doen? Want al die ander gawes, daar's 'n stuk van dit in 'n dienaar. Want om 'n dienaar te wees, om 'n effektiewe dienaar te wees, het jy al daai goeders speel 'n rol. Mense wat dienaars is, soek vir dinge wat hulle kan doen om mense te help. Prakties. Practical servanthood. Hier's 'n klompe. Hy's nie hier vanoggend nie, so ek gaan hom noem, Dion. Sy dienaar. Dis vir hom nie moeite om te ry en iets te gaan haal, jou te gaan haal. He will do it. Hy het 'n servants heart, hy het 'n dienaarshart. Jy sien dit van kleins af. Dis die kind wat kom en dan sê hy, juffrou, kan ek jou tas vir jou dra? Juffrou, kan ek dit vir jou doen? Die kind's nie besig om te kruip nie. Hy zoep nie. Daar's 'n dienaarshart in daai kind. As ons die genadegawes gedoen het baie met die kinderkerk, dan gooi ons 'n klomp papiertjies neer. Die voorloper kom. Hy loop. Die dienaar sal daar gaan staan en hy sê, ek het papiere neergegooi, juffrou, tel die hart op. Maar die dienaar kom en tel die papiere op. Jy hoef nie vir hom te sê, tel die papiere op. Hy tel die papiere op. Dis die kind, ek weet, daar's baie min van hulle as hulle klein is seker. Dis die kind wat sy speelgoed bære. Dis die kind wat ander kinders gaan help om goeders te doen. Dis die mense wat, dis 'n passie in jou binneste om te dien, betrokke te wees. Jy wil niks in ruil daarvoor hê. Jy wil nie betaling daarvoor hê nie. Dit brand in jou binneste om mense te help. En hulle sal altyd hulle hulp aanbied. Hoe nie sy naam noem nie, kyk vir hom. Maar die grootste gevaar vir 'n dienaar, dis nie sonde om nee te sê nie. Want jy moet waak teen misbruik. Mense gaan dit nie oppas nie. Jy moet beskerm. You must set boundaries. Want jy gaan uitbrand, want almal gaan jou knoppie druk en dan gaan jy uitbrand. Dan beteken jy niks vir niemand en nie vir jouself nie. So is nie sonde om nee te sê nie. Doen dit, help mense. Dienaars, pas op vir perfeksionisme. Niemand kan dit doen soos ek dit doen, so ek sal dit doen. Nee. Dis nie perfeksionisme waar dit gaan nie. Want dan verloor jy. Daar's iets wat verlore gaan in jou dienaarskap. En pas op om mense te dien, want jy dien mense, want jy smag na erkenning. Baie keer mense wat dienaars is, het seer gekry langs die pad. Nou dien hulle met die hoop, hulle probeer erkenning by mense te kry. Dien met die hart van 'n dienskneg. Jesus was 'n dienaar. Hy het die voorbeeld gestel. Ek dien nie om iets te kry. Ek probeer nie posisie kry nie. Ek probeer nie erkenning te kry. Ek dien want dis wat in my hart brand. Mag jy die ingesteldheid wat in jou is, ten volle uitleef. Mag die Here, mag sy Gees jou lei en jou help, dat jy daai ingesteldheid wat hy in jou gedeponeer het, ten volle sal uitleef. En dat daai branding in jou binneste sal brand. En dat jy dit sal gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk. Fluit my stories uit. Ons sal vorentoe meer, daar is so baie om elkeen te sê. Al wat ek wil hê is, bid en vra, soos ek gepraat het, bid ek dat die Here vir jou van die goeie sou net uitgewys het, dis wat jou sterk. En daar's meer as net een van hulle. Ek weet, ek is 'n dienaar. Dis vir my sterkstes.
Maar ek weet ook, ek is 'n barmhartige. Daar's 'n ding wat in my hart brand, dat mense in harmonie moet wees. Daar's 'n ding wat in my hart brand, ek weet, wanneer ouens stikkend is. En dit pla my as iemand stikkend is. Mag daai ywer wat die Here in jou geplaas het, brand, en dat jy dit sal uitleef tot verheerliking van die Here. Dat jy dit sal uitleef en 'n impak sal maak in ander mense se lewens. Net nou wys dit, Vader, dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U vir ons gawes gegee het en gawes in ons gedeponeer het. En ek bid die Here dat ons sal gelei word deur U Gees. En dat ons gawes wat U vir ons gegee het sal uitleef tot verheerliking en uitbreiding van U koninkryk en tot U verheerliking. En help ons waar ons al reeds in struike getrap het, waar ons seer het, stikkend het, dat U genesing en herstel sal bring. En dat ons weer sal opstaan in die volheid van dit wat U ons geroep het om te doen. Ek roep dit uit vanoggend oor elkeen in Jesus naam. In Jesus naam. Here, kom werk in ons. Kom werk deur ons. Dis my gebed vir elkeen in die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Ek weet ek het lank gepraat, maar ek kon nie halfpad stop nie. Ons gaan net die Here verheerlik met ons offergawes. Baie dankie vir elkeen wat bydra. En onthou, sit jou naam op, as jou naam nog nie op die burgerlys is nie, sit jou naam op die burgerlys is. Just fill this room with faith. As hy, ek seën jou in Jesus naam. Ek seën jou met wysheid. Ek seën jou met insig. Ek seën jou met 'n opgewondenheid. Ek seën jou met 'n nuwe verwagting. Met 'n nuwe geloof. Ek seën jou met waagmoed. Met 'n boldness. Dat jy onverskrokke sal wees. Ek seën jou met gesondheid. Ek seën jou met voorspoed. Ek seën jou met sy blydskap. En ek seën jou met sy vrede. Verklaar jou 'n geseënde. In Jesus naam. Amen. Amen.